Ok, nou kan julle my hoor, né? Daar is hy. Vriende, hartlik welkom vanaand weer by ons Pinksterreeks oor die ontmoetings met die lewende God en die verrassings wat dit vir ons inhou as ons saam met die drie enige God aan tafel gaan sit. Ja, so elke aand het ek lekker geselsies wat ek met van julle aanknoop, so dis baie lekker. Van julle vra nou vir my, vertel nou net weer wat jy nou doen, en ek gaan dit nou hier doen, hoef ek nou nie weer vir almal te vertel nie. Ek werk by Huguenot College, dis in Wellington, daar in die Boland. Dis die college wat gestig is oorspronklik deur Dr. Andrew Murray. Van julle sal dalk nog by julle ouers hy bande geërf het van die versamelde werke van Andrew Murray. Hy was lank predikant daar in Wellington, 'n formidabele figuur gewees. As jy nou voor Wellington se moederkerk verbyry, dan sit hy daar op 'n stoel, as 'n standbeeld van hom met sy vingers so in die Bybel. Nou, in Wellington het hy nou, kom ons sê nou maar, ons kerk het mos nou nie heilig is nie, maar hy het min of meer daai status, wat julle nou sal agterkom aan die storie. Hulle vertel dat twee manne wat nou 'n bietjie gekuier het op 'n Saterdag aand nou daar in Kerkstraat afstap, by die standbeeld verby, en die een sê vir die ander een, wie sit hier? Sy maat sê vir hom, ken jy nie jou Bybel nie? Dis Andrew Murray. so hy is gekanoniseer daar by ons. Ons is 'n Christelike college. Die NG Kerk is een van die eienaars van die college, en ons het 3 skole. Ons lei maatskaplike werkers op, ons lei diensleraars op, en ons lei ook mense op in sosiale innovasie. En dis nou by die speelplek waar ek werk. Dis 'n wonderlike deel van ons werk. Ons doen navorsing oor die gehalte van die gemeenskap in Suid-Afrika, die sosiale gemeenskap in Suid-Afrika. En dan lei ons mense op wat in die sosiale sektor werk. Dit sluit nou kerke en skole en ouerhuise en hospitale en hierdie soort maatskaplike organisasies wat omsien na die welsyn in ons samelewing. So, dis nou wat ek doen. Ek het vanoggend die hele oggend in Pretoria tyd spandeer saam met 'n klomp leiers in die middestad. Ons werk saam met 'n projek van UNESCO, van die VN, wat mense leer om saam te droom oor die toekoms. So, ons het vanoggend tyd spandeer om saam te dink oor die toekoms van Pretoria. Hulle noem dit Future Literacy Labs. So, jy leer mense om saam te dink oor die toekoms. Dit is 'n wonderlike geleentheid. So dis die werk wat ek doen, en ek vertel dit nou vanaand, want vanaand se boodskap sluit 'n bietjie aan by die uitvloeisel van die drie-eenheid se teenwoordigheid in ons lewens, maar ook in ons gemeenskappe, en hoe dit die wêreld en die gemeenskap mooi maak, al het dit gebreek. So, dis waaroor dit vanaand gaan. So, baie welkom. Dis ons 3de keer wat ons saam dink oor daai beeld van Andrei Rublev, die ikoon van die Vader en die Seun en die Gees wat aan tafel sit. En julle weet nou al, daar's op die tafeldoek 'n spieeltjie, wat as jy nader kom, dan is daar plek vir jou, sodat jy saam met die Vader, die Seun en die Gees aan tafel kan gaan sit. Gisteraand het ek gepraat oor
die Christus wat homself ontledig het. Die Griekse woord dat ek gebruik het is kenosis. Hy het homself leeggemaak, homself uitgetrek. Hy het die gestalte van God afgelê, sodat hy die gestalte van 'n slaaf kon aanneem om ons vry te maak. En ek het verduidelik, jy weet, net vir die van julle wat ook maar maklik vergeet soos ek, natuurlik gaan dit daaroor dat Christus gesterf het sodat ons verlos kan word van ons sonde. Dis baie bekend in ons kerk, ons praat baie daaroor. Dis reg ook. Maar daar is meer aan Christus se ontlediging. Hy het ook gekom om ons te bevry van ons skaamte. Daai ding wat dieper as skuld lê, wat hier in jou gesetel is, dikwels gaan dit gepaard met ervarings in jou lewe wat vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie. En ek het gisteraand verduidelik, Christus het aan die kruis wat 'n skandpaal is, gesterf om ook jou ervarings van skande, of dat jy nie goed genoeg is nie, weg te vat. In hierdie gemeenskap is jy goed genoeg. Nes jy is jy goed genoeg. Laat niemand vir jou iets anders vertel nie. En dan het ek so 'n bietjie dieper geboor en gesê, in die tyd waarin ons leef, kan ons ook sê dat ons deur Christus se offer genees word van die traumas wat in ons lywe sit. Dis die gemeenskap wat geskep word deur die Vader, Seun en Gees, waarby ons ingenooi is, bevry, verlos, genees. Ons het 2 liedere wat ons gaan sing. Vanaand is ek eerste keer reg, né? Kom ons staan, dan sing ons die 2 liedere saam. Ek gaan dit nie aankondig nie. Oh,
Ek gaan vanaand lees uit Lukas 24, net eers so ietsie voor ek dit lees. Ons is in hierdie Pinkstertyd tussen Hemelvaart en Pinkstersondag. Daai 10 dae waarin die disippels en volgelinge van Jesus natuurlik totaal die mekaar was. Gewonder het, wat gaan nou gebeur? Die een wat hulle nou gevolg het, is dood. Van hulle het met hom in hierdie tyd kontak gemaak en vertel dat hy opgestaan het. En ons gaan net nou in Lukas 24 lees oor hoe die Emmausgangers dit beleef het. Die Hemelvaart, wat ons verlede week gevier het, is die viering van Christus se aardse liggaam wat opgevaar het, en ek het gisteraand gesê, met die letsels van die kruis saam met hom. So die kloof tussen die aarde en die hemel is oorbrug. Want daar is nou aan die regterhand van die Vader 'n stukkie aarde. Vir altyd. En daai stukkie aarde is meer as net Jesus se liggaamlike teenwoordigheid, maar dit dra ook sy hele verhaal wat hy met hom saamneem. So waar is God nou? Connie Burger, 'n kollega van my, rukkie terug geskryf in 'n boek oor die hemelvaart. En hy het gesê, 'n stukkie van die hemel is deur Jesus se liggaamlike teenwoordigheid hier op aarde, vir altyd hier op aarde. En 'n stukkie van die aarde is vir altyd in die hemel. Die kloof is deurbreek. En eendag met Jesus se wederkoms sal daardie gemeenskap weer volledig herstel word en die kloof totaal en al oorbrug word. Julle is ons nou gelukkig om hier wintertyd heerlike dae te hê. My familie is nou baie, ek vir hulle vertel hoe lekker dag het was, en sê hulle het weer gereën in die Kaap. En ek weet as julle nou in die Kaap kom in die wintertyd, dan kry julle mos nou wat die Karoo boere sê, vrotpootjie. Jy weet, julle voel is te nat, julle kry koud en so aan. So 'n paar jaar gelede het 'n gemeente in 'n Bolandse dorp raak gesien dat daar in hulle gemeenskap hawelose mense is wat veral in hierdie stormtye, ons gaan nou volgende week weer so 'n storm hê, baie swaar kry. En hulle begin dink oor, sal hulle nie maar hulle kerksaal oopmaak, sodat van die mense daarom ten minste op hierdie nagte warm kan slaap nie. Nou, julle weet hoe dit dan nou in 'n NG gemeente gaan, dan maak die eiendomskommissie net seker dat die versekering daarom in plek is. En hulle gaan vind by die polisie uit of dit 'n wettige ding is wat 'n mens mag doen. Maar dis 'n gemeente met in die kern van 'n Bolandse dorp met ou historiese geboue. Julle kan nou maar julle raai. En nou is daar weerstand in die gemeente. Hulle sê nee. Hierdie mense sal ons geboue asof dit hulle sin is. Dit sal nie goed uitloop nie. Uiteindelik gaan hulle hierdie geboue van ons benadeel. Ons kan nie dit sommer net doen nie.
Maar hulle byt vas en hulle hou aan praat daaroor en uiteindelik besluit hulle, julle kan nou hoor, daar was 'n bietjie gesprek oor die saak. En toe besluit hulle gaan vir 'n week lank bid hieroor. Kom die volgende week by mekaar en hulle gee hulle menings oor waarvan hulle oortuig geraak het. En toe sê een van die ouderlinge, ek het laasnag 'n droom gehad. Ek het gedroom, dis 'n stormagtige Bolandse winternag. En in my droom ry ek by ons kerksaal verby. En daar staan 'n tou mense om in te kom. So sien ek dit nou in my droom. En toe ek stilhou en nader kom, tot my verbasing sien ek iemand wat vir my die gevoel gee, dis Jesus, staan in die tou. Hy staan nie by die deur nie. Hy vra of hy kan inkom. Genadiglik het die kerkraad hulle deure toe oopgemaak. Ek lees vir ons uit Lukas 24. Ek lees die storie van die twee persone wat bekend staan as die Emmausgangers, wat van Jerusalem af Emmaus toe na hulle huis toe stap. Hulle het met mekaar gepraat oor al die dinge wat gebeur het. Dit is nou oor die kruisiging, Christus se sterwe. Terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Maar hulle oë was verhinder om hom te herken. Hy vra vir hulle, waaroor praat julle alles? Julle is so ernstig aan die praat en redeneer. Hulle gaan staan met somber gesigte en een van hulle met die naam van Kleopas het hom geantwoord, is u die enigste vreemdeling in Jerusalem wat nie weet van die dinge wat in hierdie dae daar gebeur het nie. Hy vra vir hulle watter dinge. En hulle antwoord, dit wat gebeur het met Jesus van Nasaret, 'n profeet, magtig in woord en daad en in die oë van God en die hele volk. En hoe die leier priesters en ons volksleiers hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word. Hulle het hom laat kruisig. Ons het bly hoop dat dit hy is wat ons gaan verlos. Maar intussen is dit nou al die 3de dag vandat dit gebeur het. Sommige vroue uit ons geleedere het ons boonop ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by die graf en toe hulle sy liggaam daar nie vind nie, het hulle kom vertel dat hulle 'n visioen gesien het van 'n engel wat sê dat hy leef. 'n Paar van ons het na die graf gegaan en het net so aangetref soos wat die vroue gesê het, dit is, maar ons het hom nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, o julle wat so sonder begrip is, met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gesê het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie. Daarna is duidelik 'n nuwe Bybel hierdie.
het hy begin om al die skrifte oor hom, vanaf Moses en die profete, vir hulle uit te lê. Toe hulle nader kom aan die dorpie, waarheen hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. Maar hulle het sterk by hom aangedring. Bly by ons, want dit is amper aand, die dag is reeds verby. Hy het toe ingedraai en by hulle oorgebly. Ons het die reeks begin deur te dink oor hoe dit moontlik is dat die drie-enige God ons innooi om as gaste by hom aan tafel te sit. En ons het toe die verhaal gelees van Petrus wat gesê het, Here, U kan nie my voete was nie, en Jesus wat vir hom sê, as ek nie jou voete was nie, kan jy aan my nie deel hê nie. Gisteraand het ons begin kyk hoe lyk dit aan hierdie tafel, en ons het gepraat oor hoe die Vader en Seun en Gees hulle self vir mekaar en vir ons as gaste gee, sodat ons verlos, bevry en genees kan word. Vanaand gaan ons 'n bietjie nadink oor wie almal uitgenooi word om aan hierdie tafel te kom sit. En ons gaan dink oor hoe dit is dat daar in die Bybel dikwels gepraat word van vreemdelinge wat deel word van 'n geloofsgemeenskap. Die verhaal van die gemeente in die Boland vertel dat Jesus homself as vreemdeling aandoen om in die kerksaal te kom oornag. Die verhaal wat ons vanaand gelees het, is Jesus weer eens die vreemdeling waar gelukkig die twee navolgers van Jesus aandring en sê, kom bly by ons oor. Ek wil nou al sê dat ek gaan vanaand die skroef aandraai. Ek gaan saam met julle diep delf in die identiteit van God en wat dit beteken vir die identiteit van die kerk en ook ons as gelowiges. Ek vermoed dat meeste van ons kerk en geloofsgemeenskap ken met mense wat soos ons is en wat vir ons bekend is. En min van ons al die ervaring gehad het dat ons geloofsgemeenskap het saam met vreemdelinge. Dit is om verskeie redes 'n tragedie. Die eerste is voor die hand liggend dat die kerk nie kan groei as ons vreemdelinge vermy nie. Maar eintlik belangriker nog dat ons 'n eienskap van God nie kan verstaan as ons nie toelaat dat ons geloofsgemeenskap met vreemdelinge het nie. Andrew Walls, 'n sending wetenskaplike historikus eintlik, vertel pragtig in 'n boek van hom, as jy kyk na hoe die kerk gegroei en gekrimp het oor die eeue, was dit tye wanneer die kerk 'n monokulturele groepie mense was, wat mekaar baie goed ken, verstaan, dit geniet om saam in die kerk te wees. Oor die tyd gebeurde dat so 'n geloofsgemeenskap hulle unieke identiteit in Christus verloor. Nie omdat hulle slegte mense is nie, maar dit werk so. Christus se lewe verduidelik vir ons wat die evangelie van die goeie nuus vir die wêreld beteken.
wat dit beteken om jouself te verstaan as iemand wat 'n dieper identiteit het, net as van watter familie jy gebore is, of aan watter bevolkingsgroep jy behoort, of wat jou spesifieke nering en storie is. Dit is alles belangrike goed. Maar as iets wat baie, baie dieper is vir ons as gelowiges, en dit is dat ons in die gemeenskap met Christus weergebore word, 'n nuwe identiteit ontvang, en al bly ons lyk soos ons is, en bly ek nog altyd 'n Maree, en het ek dieselfde geskiedenis met my lewensverloop, is daar 'n innerlike skuif wat plaasvind wat sê, my diepste identiteit van wie ek is dat ek aan hierdie tafel van die drie-enige God sit. En sê hy, as mense dit net beoefen met mense wat soos hulle is, gebeur dit dat die kultuur van daai mense uiteindelik vir die evangelie voorskryf oor wat ons mag en nie mag doen nie. Dit was so in Christus se tyd ook. Hy het vir die disippels die evangelie van verlossing verduidelik en van insluiting van vreemdelinge, en hulle het moeilik gekou daaraan. Dis eers na Petrus die heidene gedoop het en hulle in Jerusalem weer bymekaar gekom het, dat hulle besluit het, nee, dis reg so. Die kerk bestaan uit mense wat deur God geroep is en versamel is, en ons moet hulle verwelkom. En niks lasse op hulle plaas en sê, julle moet eers dit en dat doen voor julle kan deel word van ons nie. So is dit vandag nog. Ons sukkel almal daarmee, en ons kerk sukkel daarmee, en ander kerke sukkel ook net so daarmee. Dis nie 'n tipiese ding van wit mense of swart mense. Alle mense wil eintlik graag gemeenskap hê met mense wat soos hulle is. Moet lekker. Trou daar nou in jou familie 'n kind met 'n Engelsman. I mean, jy nou Kersfees hou in Engels. Wat kan nou lekker wees daaraan? Nou ja, tot jy nou lief raak vir die vent. En besef dis eintlik 'n verryking. Ons sukkel almal daarmee. En sê hy, in die geskiedenis het dit duidelik geword, dat wanneer kerke nie meer die evangelie kan gee vir mense in ander kultuurgroepe of in ander lewensomstandighede nie, dan begin daai kerke te krimp en te kwyn. Om dit te verstaan, gaan ek vanaand gou vir julle net eers iets verduidelik van hoe die unieke verhouding tussen die Vader, die Seun en die Gees is. Daar's 'n, ek het al die woord gebruik, daar's 'n term wat ons gebruik wat baie lank in die kerk kom om dit te verduidelik, en ek gaan dit probeer om dit in Afrikaans ook te verduidelik. Dit word genoem die dans van God, die perigorese, die Vader sonder die Seun en die Gees, en die Seun sonder die Gees en die Vader, en die Gees sonder die Seun en die Vader, is nie volledig wie hulle is nie. 'n Vreemde ding om te begryp. Jurgen Moltmann sê, daar's 'n indwelling van die een in die ander. Daar is so diep interafhanklikheid tussen hulle, dat sonder die ander twee, jy nie volledig jou identiteit het nie. Verder nog, dat hulle, en dis nou 'n baie sterk afwyking van die ou Griekse godsbeskouings wat baie van ons ook nog steeds het, om te dink dat God 'n volmaakte wese is wat afgeslote is van die werklikheid wat hy geskep het, en van daarbo af afkyk op ons, en eintlik ons beoordeel of ons hom navolg soos ons behoort te doen.
So in Christus het dit duidelik geword vir die kerk, daar's 'n spesifieke, en moet nou nie skrik as ek die woorde gebruik nie, daar's 'n spesifieke kwesbaarheid in die verhouding tussen die drie. Die Vader het die Seun nodig. En die Seun het die Gees nodig. Hy het dit ook so verduidelik vir die disippels. Daar's nie net 'n interafhanklikheid nie, daar's nie net 'n soort van voltooiing van myself in die ander een nie, maar ek kan eintlik nie sonder die ander een leef nie. Want in die ander een is ek God. Dit is die dans van die drie-eenheid, die perigorese. Hierdie intieme interafhanklikheid beteken dat die drie persone in die drie-eenheid mekaar bedien. Eintlik, soos ek gesê het, meer nog, die een die ander se identiteit voltooi van en in die ander. Die Seun kan nie verstaan word sonder die Vader nie. En so ook die ander twee in die drie-eenheid. Dit is die aard van die verhoudings waarin ons ingenooi word as ons deel word van die gemeenskap van die gelowiges in die Christelike kerk. Jy is nou nooit meer volledig jy sonder dat jy in verhouding staan met broers en susters nie. Op 'n manier is hierdie unieke verweefdheid van die persone van die drie-eenheid die geheim van die lewe. Iets waarmee ons as moderne mense geweldig sukkel. En sê Andrew Walls, 'n spesifieke kultuur moet weet, julle het nou 'n spesifieke geskiedenis en julle praat 'n pragtige taal, in ons geval mooier as enige ander taal. Maar julle moet weet, daar's goed waarmee julle meer gaan sukkel as ander mense. En as jy nou 'n bietjie sendingwerk doen, dan gaan jy nou agterkom, dis eintlik pragtig om te sien hoe mense van verskillende kulture sê die evangelie daag my nou op hierdie ding uit, ons kultuur werk nie lekker so nie, en waarmee word ons uitgedaag? Ons wil onafhanklik wees. Ons wil nie die genadebrood van ander eet nie. Ons het allerlei uitdrukkings in Afrikaans wat sê, dis 'n slegte ding as ek afhanklik is van ander mense. Ek hoop ek kan jou oortuig om vanaand weer daaroor te dink. Petrus, jy kan nie deel hê aan my as ek nie jou voete was nie, het Jesus vir hom gesê. Nee. Frederik, jy kan nie deel hê en dan sit aan die tafel as jy nie weet hoe diep afhanklik jy van God is en van die broers en susters wat die Here vir jou gee nie. Onlangs vertel 'n vriend vir my, ek moet nou nie vir my kwaad wees as ek vertel nie, maar luister eers klaar die storie. Hy sê hy het iets agtergekom in sy verhouding met swart mense in ons land. Hulle kan dit nie weerstaan as jy hulle vra om jou te help nie. Die gemeenskap wat rondom en vanuit die drie-eenheid ontstaan, is 'n gemeenskap van interafhanklikheid en van broosheid, kwesbaarheid. Ek het jou nodig, ek kan nie lewe sonder jou.
'n manier waarop ons dit kan leef, wat ek nou sê, is om vreemdelinge in te nooi in ons lewe. Die Here weet ons versamel uit alle lande, tale en volke, versamel hy sy volk. En dis die unieke van die kerk, dat jy deel word van die Christelike geloofsgemeenskap met jou kultuur. Dis nie, jy hoef nie op te gee nie. Jy bly Afrikaans praat. Ag, is dit nie mooi hierdie programme wat hulle vandag hierdie jaar het met Afrikaans wat 100 jaar oud is. Ek verkyk my daarna. Dit is pragtig. Dit is 'n absolute unieke gemeenskap wat hier gevorm het. Maar as jy aan daai tafel gesit het, moet jy nie verwag dat daar vreugde en groei in jou lewe saam met God is, as dit net jou eie mense is wat aan daai tafel bly sit nie. Ek raas nie met julle nie, ek praat julle nie aan nie, ek vertel julle van my eie gesukkel. So ek het die absolute voorreg gehad om vandag so vir 'n oggend saam met taxibase en regeringsamptenare en kerkmense van die middestad van Pretoria, daar in Acacia gemeente, 'n oggend saam te spandeer. Ek het my geskaam oor hoe ek dikwels oor ander mense dink. Die vreugde wat ek gehad het, en die joy wat daarin is om saam met hulle te dink oor hoe dit anders kan wees, het my verslaag gehad. Hulle worry oor dieselfde goed. Maar as ek nie gereeld met hulle kontak het nie, begin ek oor hulle te praat of hulle ander mense is, of hulle aan 'n ander gemeenskap behoort. Wil jy nie hou op om te dink, jy moet nou uit die gemeente uit, ek weet julle doen dit, en julle gaan nou, ja. Ons moet net altyd gaan gee vir mense. Die unieke verhouding waarin ons met mekaar instaan, is die van 'n nederige, brose interafhanklikheid. Ek het 'n vriend so vir oor die 30 jaar. Hy is 'n ingenieur. Ons drink, as dit kan, elke week koffie. Een oggend, terwyl ons koffie drink, sê hy, my kinders sê ek is 'n rasis. Nou, ek is daarom al lank genoeg om die blok om doodstil te bly. Ek bly nou doodstil. Hy sê, en nou sê jy ook so. Maar ek het niks gesê nie. Ek het stil gebly. Ons is maar fyn gevoelig. Ek sê wel, ek dink 'n mens moet maar soms na jou kinders luister, maar dit wie is ek nou om te oordeel? Hy sê, maar ek is so groot gemaak. Nou sê ek, weet wat, ek gaan nou hier verskil van jou. Jy is 'n baie innoverende ingenieur. Jy het al op 100 plekke jou kop verander. Hoekom kan jy nie hier ook jou kop verander nie? Hy sê, nee man, ek is so groot gemaak. Ek sê, ek dink dit kan anders. Nou, hardloop my kop, wat gaan ek nou vir hom sê? Hy sê, hoe? Ek sê, wat daarvan? In die komende week. Kyk jy of jy 'n geleentheid het om 'n swart persoon met die hand te groet en net vir hom te vra hoe gaan dit? En te kyk of daar 'n gesprek kan ontstaan. Net dit. Ja, dis maklik. Alright, sien mekaar volgende week. Volgende week praat hy soos 'n ou wat nie geswat het vir 'n eksamen nie.
Jy weet, hy praat die kant toe en hy praat daai kant toe. Die so aan die einde sê ek, jy het toe tyd gehad, jy weet. Hy sê, nee, ek het 'n verskriklike besige week gehad. Hy lieg natuurlik, maar hy het net nie kaas gesien daarvoor nie. So hou ons nou maar 'n ruk lank aan. En een oggend, na 'n paar weke, begin hy sommer sê, hy sê, man, het het gebeur. Nou, julle weet mos nou in Suid-Afrika, as mense nou bietjie wil leer om uit te reik na ander, dan die arme petroljoggies kom eers verby. Jy weet, want ons gooi ons nou by hulle petrol in. Hy sê, man, ek daar hierbo by Shell in die Dorpsstraat, ek en hy petroljoggie het 'n heerlikste gesprek gehad. Wie wat? Hy het dieselfde moeilikheid as ek. Sy kinders. Lang storie kort te maak. Hy leer om meer as net bedagsaam te wees, leer hy om ook 'n bietjie van 'n verhouding te bou met mense van 'n ander kultuur. En toe gebeur dit dat in daardie tyd, hy het 'n groterige fabriek, daar vakbonde onder sy werkers begin lede werf en daar's 'n dreigende staking. Hy sê vir my, wat moet hy doen? Ek sê, wat het jy geleer in die luister? So die volgende oggend toe die werkers daar kom, is die fabriek gesluit. Daar staan 'n konka in die middel van die vertrek en stoele genoeg vir al die werkers rondom. Hy sê, ek gaan vandag luister. Ek verstaan nie, wat is die moeilikheid? Vertel vir my. En daar ontstaan met respek 'n gesprek wat iets weerkaats van die verhouding in die drie-eenheid. Van waar die werkers vir hom sê, nee, wanneer laas was jy in ons toilette? En hy gelukkig nie, jy weet, terugpraat en sê, en wie het dit so gemaak nie? En aanhou luister, totdat hy begin verstaan, wat in hulle menswees aan die gebeur is, as hulle by hom kom werk. En hy weer vir hulle kan vertel, hoe moeilik dit is om die budget te laat loop. En daar 'n soort wederkerigheid tussen hom en die werkers ontstaan. Dis al meer as 10 jaar later, daardie gebeure was 'n deurbraak vir daardie maatskappy. Hulle het jaarliks hierdie gebruik, dat hy op die konka gaan sit en luister, en hoor en praat, en hulle, natuurlik is hulle van hom afhanklik, en hy is van hulle afhanklik. Verbind jouself, kan ek sê in die hemelse naam, tot meer as net 'n respekvolle oordentlikheid. Groet mense. Knoop met hulle gesprek aan. Nooi hulle vir 'n koppie koffie. Wat dan van die volgende keer as jy by 'n restaurant kom, nooi jy die kelner om by jou aan tafel te sit. Hoor jy wat in hulle lewe aan die gang is? Of as jy Uber, soos ek nou maandagoggend ge-Uber het, in die Zimbabweër vir my land en sand vertel het van hoe dit is om 'n Zimbabweër in Suid-Afrika te wees en met 'n Uber rond te ry. Maar ek na die tyd daar voor die hele huis saam met hom kom bid en hom 'n tip kon gee. Nou geld is nie, julle hoor ek praat eintlik weg van dit. Ek praat van hierdie afhanklikheid, hierdie gedeelde lewe wat ons met mekaar kan deel. Woon publieke geleenthede by, ga hardloop 'n pretloop, neem deel aan 'n optog as daar teen korrupsie te velde getrek word. Kom in hemelsnaam uit agter jou private klein wêreldjie en maak jou tafel oop. Ok, ek het nou klaar geraas. Ek dink vanaand saam met julle oor wat dit beteken om volgelinge van Jesus Christus te wees, wat aan die tafel kon sit, daar verlos, bevry, genees te kon word,
en wat met hierdie bevryding en genesing en verlossing in die wêreld instap en dieselfde kwaliteit verhoudinge gaan skep in die gemeenskap waar ek leef, en ek weet baie van julle doen dit. Ek preek vir myself vanaand. So toe kom Jesus, ek maar klaar, en hy gaan sit aan die tafel. En hy vat die brood. Hy neem dit. En dit is toch waar van ons almal, dat God ons in sy hande geneem het. En toe seën hy die brood. Spreek die seën uit. En is dit nie op duisende maniere waar, dat ons ten spyte van swaar kry en ontwrigting daagliks oorlaai word met die seëninge van die drie-enige God. En toe breek hy dit. Op 'n manier begin ons verhouding met God eers hier. Waar ons diepe afhanklikheid van hom, van mekaar en van die vreemdelinge ontdek. Dit gebeur eintlik net as ons eie gebrokenheid raak sien. En julle weet wat het hy toe gedoen. Toe het hy die brood vir hulle gegee. Die drie-enige God wat ons aanbid, is nie 'n afgesonderde konsep wat ergens bo die aarde sweef. Dis 'n God wat homself gegee het in sy seun Jesus Christus. En in alle opsigte mens geword het, totdat hy gesterf het vir ons. En met daardie letsels sit hy nou langs die Vader. En nooi hy ons uit om in ons eie gebrokenheid saam met ander te leef. Ek het die voorreg om 'n paar van julle te ken, en ek weet wat ek vanaand sê, is reeds part en deel van hoe jy dink oor die lewe, en ek bevestig jou vanaand daarin, dat ek en jy nie vir onsself lewe nie, maar dat ons gegee word vir die vreemdeling wat nie tou staan om in te kom by die kerksaal. Wat dit beteken in jou lewe, sal jy weet. Maar ek kan jou beloof, dat jou oë sal oopgaan, soos die Emmausgangers, en daar iets van die lewe eers sal ontsluit, as jy dit begin doen. So stap ek en my dogter, 12 jaar gelede stap ons die pelgrimstog in Spanje, na 800 kilometer kom ons by die laaste alberge aan, môre stap ons Santiago binne. Ons is in die winter, so daar's amper niemand nie, net ons is so 10 mense wat in 'n groot alberge slaap, en dan kom 'n man ingestap, en toe hy instap, sê ek vir Annika, waar is jou beursie? Ek sê dit nou met skaamte, want jy kan sommer sien,
Hy was definitief al in die tronk en nog ander erger goed het met hom gebeur. Jy kan sien, hy het grondpad gery. Hy sê, toe maar papa, ek is alright. Kan julle glo, hy kom toe later die middag na ons en sê, wil ons nie saam met hom gaan eet nie. Ek kan nie verstaan wat die man sê nie, gelukkig my kind het daarom bietjie Frans, soos hy is eintlik 'n Italianer, maar hulle sorg dit uit, dat hy wil nie ons saam met hom gaan eet. Wat ons toe ook doen. Henk, julle sal nou die prentjie hê. En hy vertel toe vir ons, julle kan nou dink hoe lank dit vat. Hy het 7 jaar terug sober geraak. En elke jaar op die dag wat hy sober laaste keer gedrink het, begin hy sy volgende Camino te stap. En hoe hy dit waardeer, dat ons vanaand saam met hom eet. Toe ons saam in Santiago ons sertifikate gekry het, nooi ons vir 'n sjokoladedrankie om die reis te vier. Daar gaan iets oopgaan in jou lewe wat tot dusver nog vir jou 'n geheimenis was. As jy toelaat dat daai Italiaanse tronkvoël vir jou nooi vir ete. Kom ons bid saam. Here, dit stry in ons as U so met ons praat. En tog ook jubel dit in ons. Dat ons U mag ken en dat U ons vanaand ook op hierdie vlak wil vryspreek en vrymaak van onsself. Ek bid vir myself en ek bid vir elkeen van die kinders wat vanaand hier is en vir hierdie gemeente. Here, maak ons vry van 'n geslote gemeenskap wat net vir onsself is. Help ons om te gee, om te deel. Help ons om aan te sit by hulle wat ons op neerkyk. Help ons om by hulle wysheid te ontvang wat ons self nie het nie. Neem ons vanaand weer, Here. Dankie vir die seën van hierdie Pinkster. Mag ons sê dankie dat U ons ook breek. En dat U ons waardig ag om ons te gee. Amen. Vriende, ons sluit môre aand af, wanneer ek 'n bietjie gaan praat oor God se plan met die wêreld. As weer so 'n fancy woord wat ons gebruik, die Missio Dei. God het 'n intensie en 'n droom vir die wêreld. As jy aan daai tafel gaan sit, dan deel hy die droom met jou en vra of jy nie wil deelneem aan die realisering van sy droom nie. Ons gaan lekker sop eet, lekker gesels, dit is elke aand baie lekker, maar voor dit sluit ons eers af met 'n lied. Dankie Fanny. Vader ons Heer, U ons loof, dan bid U, ewig en wonderbaar. U gee son en reën, ons ontvang U seën, heel die schepen wend om U trouw. Jesus,
saam. Oor ons as ons sing, ons loflied bring, ons die vrygekoop is prys die naam. Trooster ons Here, ons loof, ons aanbid U. Heilige Gees, ons met U gedoop. U wat reg en lei, saam ons harte. U versterk ons, Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees is by ons en met ons en by al die tafels in die lewe waar ons sal aansit.